Goeiemôre, good morning. Vrystaat! Hey man, hulle het nogal lekker Curriebeeker rugby gespeel die laaste 2 weke. Maar hartlike goeiemôre en aan ieder en elk van julle. Dankie dat julle hierdie Dinsdagoggend saam met ons aanpak. Daar wag 'n hele klomp interessante dinge, so kom ons val sommer dadelik weg. Ja, wil jy weet wat gebeur? Ek gaan weer vertel. Province, die Curriekap nooit weer, ek bedoel amper weer. Kyk hierso, Pieter is voel hier rugby in my lyf vanmôre. Ja, nee, ek kom agter. Toe maar ons sal reël. Hier is dalk 'n paar rugbypale hier iewers, dan kan jy nou 'n paar balle gaan skop, okay? Die blou bal weet nie van nie. Okay. Goed, wel ons gesels nie vandag oor rugby nie, net vir ingeval jy gewonder het. Dalk so bietjie, maar dis nie een van ons gaste nie. Vandag sit ons weer koejawels op die spyskaart en hoor waarom die plaaslike supervrug ons ondersteuning nodig het. Ons gesels ook oor die nuwe befondsing vir Suid-Afrika se hokkiespanne. Thys van Sail gesels oor die Openbare Beleggingskorporasie skandaal en Maggie Trotsky kuier by ons met haar splinternuwe enkelsnit Die uil wat so huil. Niemand gaan huil nie, vandag gaan ons lag. Dit gaan 'n wonder. Luister, ek wil net gou op jou weet, nee. As jy nou boodskappe, baie mense hou glad nie daarvan om emojis te gebruik as hulle nou boodskappe het of stuur vir mekaar nie. Ja. Seker maar omdat jy net dalk met 'n emoji antwoord. Maar gebruik jy emojis? Elke dag, heeltyd. En kan ek raai wat is jou gunsteling emoji? Asseblief. Daai duiweltjie dingetjie of die katjie, die pers enetjie of so, nee? Is dit 'n duiweltjie of 'n katjie? Ek hou van daai persduiweltjie, ja. Ja, daai enetjie, Ja. daai enetjie. Maar die een wat ek die heel meeste gebruik, sou ek sê, is die, jy weet daai poppie wat so maak? O, daai enetjie. What have Ja, we is 'n here? bietjie sarkasme, Ah. vriendelik, kan enigiets. Ja, dis my gunsteling. Nee, Wat is jou gunsteling een? Jy kry mos die knipoogie wat net so mooi knipoogie en dan kry jy daai enetjie wat so lekker groot oogie het, lyk of hy 'n baafheid was en dan gee jy En 'n tong knipoog. uitsteek. Ja, daai enetjie. Ja. Lekker. Dis Wys myn. net gou weer vir ons asseblief. Daai enetjie, daai. Het jy al gesien, ek kan net nie my oog so groot trek nie. Maar in elk geval, hoekom ek wil praat oor die emojis is daar's nou 'n nuwe enetjie want die mense sê daar kort 'n baie belangrike emoji. En weet jy watter een is dit wat kort? Kan ek jou sê, dit is 'n Asseblief. Suid-Afrikaanse blom. 'n Ikoniese Suid-Afrikaanse blom. Ja. En dit is niks anderste nie as die protea. Ja, die pragtige protea wat in die natuur voorkom. As daar 'n protea emoji was, dink nou net nê, sou jy hom gebruik? Sou jy hom gebruik, die protea emoji? Ek sou, wel, daar is dalk 'n kans dat ons daardie emoji een van die dae die hele wêreld vol kan sien op die emoji lys. Die Wild Rescue Natuurreservaat by Riversdal het pas 'n amptelike voorstel by die Unicode Konsortium vir die wêreld se eerste protea emoji ingedien. Hulle wil ons nasionale blom op elke slimfoon ter wêreld kry. Die idee gaan egter oor meer as net 'n mooi prentjie. Dit gaan oor bewaring. Die fynbos blommeryk is een van die rykste op aarde met amper 9000 plantspesies. Maar die hartseer realiteit is dat byna die helfte van ons protea spesies tans bedreig is. Volgens die Wild Rescue Natuurreservaat is sy doel hiermee om die bewaringsuitdagings en bedreigings vir die fynbos blommeryk uit te lig. Daar is tans oor die 3900 emojis beskikbaar, kan jy dit glo? Van gorillas tot mure, maar niks wat ons unieke Suid-Afrikaanse biodiversiteit verteenwoordig nie. Die Unicode Konsortium is die organisasie wat besluit watter emojis deel word van die internasionale stelsel wat elektroniese toestelle in staat stel om teks en simbole konsekwent te verteenwoordig. Een van die hooffaktore wat hulle oorweeg is bewyse dat mense werklik 'n spesifieke emoji wil hê en sal gebruik. So hoe meer ons op Google sal toesak en protea en fynbos foto's sal soek en emojis gaan kry en soek en op sosiale media sal deel hoe groter die kans. Wat dink jy daarvan? Ek dink dit is 'n briljante plan. Ek dink ook so. Ja. Maar daar's eintlik vir my nogal redelik baie emojis. Ek sal so nou en dan 'n boodskap tik en dan soek ek nou vir 'n Ja, prentjie en dan is daar nie heel so nie. een nie. So ek dink hulle moet meer aandag daaraan gee oor die algemeen. Definitief, dis 'n baie goeie idee en 'n protea sal vir my werk. En saam met die protea kan hulle vir ons 'n Springbok logootjie ook daar sit, hè? Die bokke. Kyk, hy hak vas Ja, by die dis vandag by rugby. rugby. Ja, en ek verstaan nou hoekom en dis hoekom ek nou net gesê het ons gesels so 'n bietjie oor rugby, maar jy moet meer fokus op hokkie later in die program. Okay, ja, nee, al die sporte moet ingesluit word. Maar okay, dit was my storie. Kom ons hou duim vas vir daai emoji. 3901. Dis die protea.
En ek dink ook nie mense moet ophou om emojis te gebruik Glad nie. nie. Ek dink dit kleur 'n boodskap baie mooi in. Definitief. Maar dit kan ook verwarring veroorsaak, né? Soms ook moeilikheid, maar ons laat dit daar. Goed, die junior Springbokke het onlangs gewys dat hulle nie net op die rugbyveld held is nie. Hier is jou rugby storie nou, Waar sy? Pieter, maar ook in 'n lewensgevaarlike krisis, duisende meters bo die grond. Die span was verlede week Maandag na hulle geskiedkundige oorwinning by die Junior Wêreldkampioenskap in Georgië vanaf Johannesburg na Kaapstad op pad. Nou kort na die vliegtuig opgestyg het die atmosfeer van feesviering egter skielik verander toe 'n mede-passasier onverwags in die gangetjie in mekaar gesak het. Dit het vinnig duidelik geword dat die vrou 'n hartstilstand ondergaan het. Die span se dokter, Dr. Plaatjies, het onmiddellik ingegryp. Met die hulp van noodhulp en KPR het hy daarin geslaag om die vrou te stabiliseer en haar hart weer aan die klop te kry. Die vlieënier moes die vliegtuig noodgedwonge terug na die OR Tambo internasionale lughawe omdraai sodat die passasier dringende mediese sorg op die grond kon ontvang. Hoewel die span uiteindelik 3 ure laat in Kaapstad geland het, was dit met die wete dat hulle gehelp het om 'n lewe te red. Volgens Dave Wessels, SA Rugby se hoë prestasie bestuurder, is hierdie sukses op en af van die veld geen toeval nie. Hy skryf dit toe aan die kultuur van die senior Springbokke wat na die jonger spelers oorvloei. Beautiful is dit. Dis 'n baie mooi storie. Ek dink dit is nogal eintlik belangrik, nê? Jep. Eintlik oral waar 'n mens dalk reis of beweeg, dat daar altyd iemand is wat so iets kan toepas en ek dink 'n mens onderskat daai ervaring ook, jy weet. Vir my, ek was nog altyd te skrikkerig om daai opleiding te ontvang, maar dit kan 'n lewe red. Ek dink dit moet nou nogal 'n ding word wat enige maatskappy of so aanbied. Soos die hele span moet 'n noodhulpkursus doen, al is dit daai vlak 1 noodhulpkursus, maar doen dit sodat almal weet, ewen in 'n werkomstandigheid, soos waar ons byvoorbeeld is. Wat gaan gebeur as ek hier omkap hou Els? Jy gaan weghardloop. Of gaan jy my bystaan en my hart begin klop en so. Kyk, ek is mos verslaaf aan my selfoontjie, nê. Hy is eintlik permanent. Doen ons nou? Man, ek sal net dadelik iemand bel. Sy gaan 'n emoji stuur. Hier's Die moeilik. regte hulp ontbied. Hier's Maar moeilik. rooi liggie Hoorie maar en die dis ambulans. maar dis regtig nice want ek het nogal baie keer ook gedink op 'n vliegtyg wie gaan kyk en wie gaan iets doen as so iets met my moet gebeur of met iemand anders moet gebeur. Maar dit laat my nou wonder, ek weet die spandokter het nou ingegryp, maar is dit nie 'n standaard ding wat ligbaar dinge ook? Ja, ek dink hulle het dit ook. Ek is nie seker nie. Dink jy hulle doen dit maar om nice te wees en te sê eerstens as daar iets gebeur, is there a doctor on this flight? Dalk. En dan as hulle sien daar is nie, dan moet hulle alreeds ingespring het. Dit is dalk die situasie. Hoe sal ons weet Ek dan? weet hoe voel ons kykers daaroor. Sal jy as dit nou komplementêr vir jou aangebied word deur die maatskappy by wie jy werk om te sê, "Alright, julle ouens, ons gaan julle so in groepe indeel, maar vir volgende week gaan almal 'n noodhulpkursus doen." Sou jy daarvoor te vind wees of sou jy eerder terugstaan? Wat sou jy doen, Els? Ek sou te vind wees daarvoor. Net so. Ja. Ja. Alright. So hier's my volgende uitdaging. Ek soek 'n gas wat vir ons daai poppe en alles gaan bring en 'n vinnige noodhulpkursus gaan aanbied. Dan kyk ons of ons dit sal kan doen, né? Nee? Ek dink ons het dit al gedoen, maar ons kan dit weer doen. O, het ons. Waar was ek? Okay, ek was duidelik nie hier nie, maar bly julle waar julle is. Ons is nou weer terug met 'n lekker propvol program. Hier van 'n hokkie tot 'n kojawel en musiek. Lekker. Facing your finances can be one of the hardest things you'll ever do. It takes courage to confront debt, change old habits, and take control of your future. But as today's final episode of Santam's Insure Your Future shows, the most difficult step is often the first one. Maya Fisher-French and Mapalo Marco reflect on the power of taking control and why a little bravery can transform your financial future. We've had a lot of conversations about money and finance and giving you some insights into your own finances. But what we wanted to do today is to really reflect on the journey of the last 6 months with the mentees that Mapalo and I have been working with and some of the themes that have come out and some of the lessons that we've learned. Yeah. I think the overarching theme for me this year, Maya, was the fact that money loves it when people are in control. Whether you find yourself in a really difficult financial position
or you're on the other side where you do have a little bit of extra. But when you have control and you know exactly what you're doing with your money, it has been one of the most powerful lessons, even for myself. So I'll give you an example. One of the mentees, when I first spoke to her, she said, I'm under debt review, but I'm here to learn everything else because I know for sure that I'm going to get out of debt review. I know the date on which I would have paid all of my debts. I said, wow, incredible. That was one. She phoned me, I think 2 months ago, and she said, you know what? I'm about to get a promotion. Even before I received that first paycheck, I want to know how to allocate it so that I can get out of debt review much quicker. But even with the other half, I want to start my emergency fund. I had a very similar experience with one of my mentees. He needed to go into debt review. There was no other way to get out of his financial position. It was hard. It's not easy to make that choice. But the same thing happened. As soon as he went into debt review, he got a promotion. And suddenly it starts changing how quickly he can get out of debt review. He now has extra cash that he can start the emergency savings, he can start investing. And we're seeing this over and over again. I have another mentee who also, once we started her planning and she was managing all her, paying off her debts, her brother, who lives overseas, came out to visit, and she was telling him all about the Money Boot Camp. And he said, wow, what you're doing is amazing, and I can see that you're taking control of your money, and he has paid off her debt. Oh my gosh. Can you believe it? And he said, because I can see that you're taking control. So yes, when you start to take control, money loves you. Yeah. That's why I think we always start with the psychology of money when we do the boot camp. The minute you get your thinking right and you start doing the right things, money flows. It does not flow to chaos. But also, I was thinking about both of these people getting promotions. I wonder if there isn't also an element that you're showing up at work better. Yes. Because now you don't have that stress of financially chaos. You're starting to present at work. Maya, one of the things she said, that before she would go to her employer and ask for, what do you call it, like when you get money beforehand? Yeah, in advance. In advance, yes. And now she says, I don't. But literally, there is something very powerful once you do not live in chaos. That happens even with your money. We're also making this sound easy, and it's not easy. Yes. I mean, certainly in my case, with my one mentee had to go into debt review, it took a lot of guts to take that step. So I think we need to talk a little bit about how hard this process is. Oh yeah, I had one mentee, Maya, for the first 2 months. When we had our one-on-one, I would say, okay, send me this stuff. It's always a struggle getting, their benefit statements, their debt statements, all of the financial statements that they have. And it took 2 months for them to send me these documents. And I remember just being on a call with them one time, and they said to me, I'm afraid to look at just how much debt I have created. So you do know that I sometimes shout at the mentees. I do. But it's for their benefit. I said, do you want this program to work for you or not? And you are just going to have to rip the bandage open. The whole point of this program is that we take you from where you are, walk on a journey with you to make sure that you understand how your money works, to start put a plan in place. You're not going to get it all right at the same time. Even if it's $100 extra towards that debt that you do have, it will make a big impact. I was reminded of a survey they did of people, and they said, would you rather put a picture of yourself naked on Facebook or put your bank balance and your finances on Facebook? And more people said they'd rather have pictures of naked on Facebook than reveal their financial situation. So it is very real. This fear is very, very real. I feel a bit sad. This brings us, it's the end of season 2. And I really hope for the listeners and those who followed it that this has added value to your lives. I think we've had some amazing conversations. As always, I've thoroughly enjoyed it, and I've just loved seeing the transformation of all the mentees, and they have such good stories. Well, there you have it. For more on this discussion, go to the website on the bottom of the screen. Wanneer laas het jy 'n koejawel geëet? Koejawels is een van Suid-Afrika se voedsaamste vrugte, maar al hoe minder mense koop dit. Nou ja, produsente doen nou 'n beroep op verbruikers om weer koejawels vars en verwerkte ondersteun. Volgende gesels ek met Jacques Jordan, uitvoerende hoof van die Koejawelprodusente Vereniging. Jacques, goeiemôre.
Goeiemôre Pieter, ek hoop het gaan goed by jou in die span. Nee, wat dit gaan baie goed. Jy kan my vanmôre sommer noem Pieter Koen Jawel. Luister nou, koejawels is bekend vir hulle voedingswaarde. Wat maak dit so 'n gesonde vrug? Ja, ek dink yes. Ekskuus nee, lyk vir my ons het net so 'n bietjie van 'n delay daarso, maar jy het die vraag ingekry, nê? Geen probleem. Ek dink ons is albei so opgewonde oor die koejawel, ons kan nie wag om te praat daaroor nie. So ek dink koejawels is basies 'n seisonale vrug in Suid-Afrika, hoofsaaklik 'n bietjie in die Wes-Kaap geproduseer. Enigiets van Porterville, Wellington, Parel, Kraaifontein en dit is 'n klompie koejawels daar in die Mosselbaai area. So enigiets van April tot kom ons sê September, Oktober word koejawels gepluk. En is gewoonlik in die winter. So ek dink hoekom mense koejawels moet eet, verseker is omdat hy seker 3 keer die waarde van Vitamine C van lemoene het. So hy's ongelooflik Vitamine C ryk. So ook yster, is die vrug met die hoogste yster-inhoud. Vesels is ook baie sterk. So dit is regtig baie goed vir jou gesondheid van babietjies tot ou mense. Tradisioneel het ons altyd die geblikte koejawel Sondag geëet. En dit is seker nog vir ons Suid-Afrikaners een van die lekkerste goeders wat daar is. Die probleem is ons koop net nie, ons dink net nie meer daar. Ons dink almal snacks, ons wil vinnig net gou 'n plan maak. En ek dink dis waar ons koejawelboere ook 'n beroep doen op ons verbruikers en sê ondersteun ons. Ons is nie noodwendig so 'n groot kommoditeit op die markte nie. Ons het so 515 hektaar koejawels, maar dis een van die gesondste supervrugte wat daar is. En terwyl jy op die rak is, kyk na hom, gebruik hom. En daar's verskillende maniere hoe jy kan gebruik. Jy kan hom opsny en vries in die slaaië gooi. Jy kan 'n geblikte koejawel kry en hom vars eet. Ek dink jy vat soos 4% verloor jy van 'n koejawel, so jy kan die hele koejawel eet. En ek dink met die kinders en die kleintjies kan jy dit puree ook maak en vries. Jy sien daar's baie meer as wat ons nou net dink aan die Sondagmiddag na ete. Puddingkie. Maar wat sê is die langtermyn gevolge van hierdie lae aanvraag op hierdie stadium vir die plaaslike produksie en die ekonomiese volhoubaarheid as 'n ou nou sien dat koejawels nie meer so 'n aanvraag is nie? Ja, ek dink natuurlik het produsente, dis wyndryf areas waarvan ons nou praat, so dis 'n werkskepping basies in jou wintermaande, so wyndrywe word geoes in die somer en bewerk jy in die somer en lentemaande. Wintermaande het jy stiller tye gehad, so koejawels pas natuurlik in daarbey en basies hou jou mense besig in die wintermaande skep werk. So sodra ons koejawelbedryf kleiner raak, ons is deel van 'n gediversifiseerde bedryf, maar jy gaan definitief werksgeleenthede daarby inboet net om mense besig te hou reg deur die jaar. En ek dink dis koejawel se rol wat basies op in ons boerderyomgewings is. Nou ja, ek dink ons moet onsself spoedig haas na 'n winkel of 'n mark waar koejawels vars is en dan kan ons net weer lekker eksperimenteer en die wondere van 'n koejawel geniet. Dis reg. Ek dink ons het baie dankie vir die inloer vanmôre en ja, van hierdie koejawel ek gaan nou verseker maak dat ons môreoggend se koppie koffie met 'n koejawel gaan vervang. Baie dankie vir die inloer en sterkte ook vir julle aan daardie kant. Bly ingeskakel. Ons gesels net hierna oor Suid-Afrikaanse hokkiespelers en oor hoe hulle die hulp ontvang het waarvoor hulle so nodig gevra het. Net hier by Goeiemôre Good Morning. Hierdie is Goeiemôre Good Morning, maar jy weet dit seker al klaar. South Africa's national hockey teams recently found themselves in the spotlight after players had to appeal for financial support to represent the country at the Hockey World Cup coming next month. Following public outcry and a big fight in the media, government has now finally approved 3 million rand to fully fund both the men's and the women's teams. Joining us is Caden Argyle. He's the National Youth Organizer for Good, who's been calling for greater support for our hockey players. Caden, thank you for your time and thanks for joining us. I guess it just shows how wrong the system is that we had to mount this campaign before someone higher up said, okay, let's give the SA hockey team some money. Yeah, thank you so much for having me this morning. Goeiemôre alles. The South African Hockey Association specifically received about 4.1 million rand for the 2026 financial year.
before this funding was given and approved. What a lot of people don't understand is that 4.1 million that is allocated towards the South African Hockey Association is split between intercontinental travel, continental travel, management, coaching staffers, branding, etc. So what we have is a very small amount of money due to the fact that South African hockey is not in the top 5 within the country. So yes, this 3 million rand that has been approved is going to be a great help. But it kind of shows how the precedents of failure within not only the SA Hockey Association, but also the fact that South African Sports, Arts and Culture Department has not correctly safeguarded the funds that are being meant for this hockey team. A lot of people forget that back in 2016, actually, the National Lottery Commission approved about a 21.6 million grant specifically located towards any sport that promotes South Africa within the Olympics. Now, Daily Maverick did a long article about this, and they found that there was misrepresentation and fraud within this funding. So a lot of this money and grant money actually hasn't been able to get to the players. And when we are looking and seeing about these massive costs coming back from the FIFA World Cup, as you alluded to in your presentation from the Minister of Arts, Sports and Culture, the 3 million that were donated now and has been put aside for South African Hockey Association is basically the equivalent of how much the delegation for the FIFA World Cup spent on tickets alone. So it definitely is a larger overriding conversation about whether there's precedence to fund delegations or players. Caden, I'd like to take 1 or 2 steps further back, and I guess we can talk about this for forever and a day, but somehow hockey has kind of been the stepchild of the Olympic movement from a South African point of view. For a while, I remember a fight 12 odd years ago where South Africa was not allowed to go, even though they'd qualified, etc. Why has hockey found itself in this unenviable scenario? It's a couple of reasons. I think you made a great comparison with the stepchild analysis there. I mean, we can literally see from 10 years ago for Rio with the women's hockey team, which I think you're referring to. And South Africa has a very interesting policy with the SASCOC, where they basically say no passengers, which means that unless you are potentially going to be top 5, unless you have high rankings going into the World Cup, you're not going to be given the chance to leave or chance to go. And I think in that in itself, it's kind of a deadly cycle that becomes there, because you basically are saying we're not going to fund, we're not going to give people the platform to play against the best in the world, nor are we going to give them the opportunity. And this is something, as you say, that's been going on for a long time. I mean, in my personal capacity, this is a story that hits home for me. I was the vice chairperson for hockey at UCAR. I've played USA A section for hockey as well. It's a sport that has had to be dealing with these issues forever. When I was in matric finishing hockey as well, I remember the national men's team and women's team coming and doing fundraisers at our schools, begging and eventually getting Mug and Bean at a sponsor for the time. So as you say, it's a systemic thing that's been around in South Africa for a long time. And on top of that, as we've said, there's been various funding implementation processes that have not been fully adhered to, as well as funds that have been blocked. And when you're a sport that is trying to grow, which is also, I must say, a lot of people, as you say, they see it as the stepchild, but a lot of people don't know that hockey is actually, due to its demographic nature between both men and women and being popular for both of them in their school environments, it's actually one of the most played sports entirely across the entire country, with massive school infrastructures, Easter festivals, university infrastructure. But the moment we get to this professional capacity is where things start to go wrong. And you're seeing people like the Kasim brothers who are now leaving South Africa and looking for better opportunity in hockey employment elsewhere. And I think that's a precedent that is really concerning for South Africa, when we are consistently knocking on the top 10 rankings in the world for a sport where people are still self-funding themselves. If this is what we can do with the capacity in self-funding, what kind of capacity, what kind of greatness could we achieve with a fully funded system, fully funded coaches, fully funding branding? I think it's a sport, as you say, that's been treated as a stepchild, but I think it's time for them to be properly claimed by the family. I take your point, and you just have to look at how many hockey Astros over the last 15 years have popped up just about everywhere. In my own life, my 2 daughters play hockey, and they are fanatical about it. The point I'm trying to make is that means right down here at the bottom end, there is depth. We just need to be able to do what Rassie Erasmus did and mine that depth. Isn't that so?
Of course. I mean, and going back to the funding aspect, you can literally see last year in the 2025 financial year for the SA Hockey Association, the Junior World Cup that was held in Namibia was entirely self-funded by athletes. So as you say, now we are asking and expecting children, not even professionals who could be potentially working dual jobs, but we're asking parents who've already funded tons of time and money into the sport to now self-fund a continental trip, as well as the junior men's tournament, which was held in Chile, which was last year, which was also partially self-funded. So these South African athletes now, it's getting to a point, especially within hockey, where basically people, and you're seeing it all the time, you're seeing extremely talented sportsmen who are saying, I might be the #1 hockey player in high school, I might be the #1 hockey player in university, but there's no future for me in the sport. Sax's best drag flicker as well, he literally decided to go play cricket. Because of his capacity to play both sports. And we see this all the time. I mean, John T. Rhodes is also a great famous example of someone who set that precedent where it's, I might be talented at all of these sports, but which is the best financial career path for me? And I think that's the thing, is that we should not only be establishing this as a precedent to grow South African hockey on the world stage and to give our athletes the opportunity to shine, because I am of a personal belief that I believe that we attract more tourists and we attract more delegations through our athletes than we do through our delegations, ministers, committees, people that come to these events and start shaking hands in closed rooms. Yes, they do play a vital role, but we don't need a 20-man squad of delegations when we can't even get a 20-man squad of men and women's hockey players overseas. So, in this capacity, it's really about growing that in the international stage. And from that, the funders will come. The infrastructure, as you said, is there. There's Astros in every single province, in every single town as well. It's a massive sport that's also played on grass, can also be played in a capacity in lower income communities and high income communities. And I love, as a young South African, any sport that gets people out there and creates community. And there's a massive, beautiful hockey community in this country, and they deserve to see their heroes out there playing on the world stage and on TV just as much as we deserve to see Siya Kolisi, just as much as we deserve to see AB, and just as much as we deserve to see our other Olympic athletes. These are bronze medal winners for the men's as well. Let's not forget that. Caden, I fully agree with you, and I love the passion. Keep up the good fight, and we'll do whatever we can from our side and keep up working very hard at it. Very proud of you. Lovely to see young men like that who are that passionate. Talking about that kind of thing, there are some passions that are going to ride high after this in business. 'n Bestuurs- en leierskapkrisis het die Openbare Beleggingskorporasie getref na die skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Dlamini, 'n ondersoek deur die gedragsowerheid vir die finansiële sektor en die massa-uittrede van raadslede, insluitend die voorsitter David Masondo. Thys van Sail kuier vanoggend hier by ons om meer hieroor te gesels. Thys, baie welkom hier by ons. Okay, so lekker om hier te wees. Goed, ek dink voordat ons begin met hierdie gesprek wil ek net eers vra dat jy vir ons verduidelik wat presies doen die OBK en waarom is dit belangrik dat Suid-Afrikaners bekommerd moet wees oor hierdie kwessie? Ja, ek dink net vir ons kyker daar buite, dit is amper makliker om dit te vertaal na Engels as die PIC, want mense ken dit as die PIC, jou Public Investment Corporation. So basies wat hulle doen is, hulle het omtrent of so wat 3.5, kom ons sê miljard wat hulle onder bestuur het, of dan nou triljoen. As ons basies weer daarna gaan kyk, is dit amper een van die grootste pensioenkoffers wat daar is ter wêreld, selfs in dollar geprys. En ongeveer van daai wat dit uitmaak, so omtrent so 89 tot 90% is dan onder die GEPF, of dan die Government Employee Pension Fund Administration. Ja. So die meeste van die kom ons sê maar ons staatsamptenare se pensioen word deur daai organisasie dan nou bestuur wat dan nou die PIC is. So ja, so dit is 'n klompie geld wat bestuur word deur 'n raad en natuurlik jy weet en natuurlik onder die wetgewing van die algemene, kom ons sê maar wat hulle voorgestel word van die FSCA en natuurlik Treasury en alles wat saam met dit gaan, maar op hierdie stadium is daar 'n bietjie kontroversie. Goed, so wat presies het gebeur met hierdie Lanseria transaksie?
Ja, so as ons 'n bietjie terug gaan na die Lanseria transaksie, vat ons so ver terug soos 2013, toe die afhanklike transaksie plaasgevind het, toe hulle 'n maatskappy met die naam van Acapulco het 'n basies, jy weet, wou 25% van Lanseria bekom en hulle daardeur toe nou aangevra vir finansiering, jy weet, vanaf die PIC. PIC het daarna gekyk, hulle het dit goedgekeur en hulle het goedgekeur ongeveer in die omgewing van so 333 miljoen om die 25% dan nou te kan bekom. Daarna, basies, jy weet, het daar weer 'n kontroversie opgekom wat hulle betwis het, wat hulle gesê het, okay, maar nou is daar ongeveer so wat 432 miljoen eintlik toe nou oorbetaal, eventueel, waarvan daar 'n addisionele 21 miljoen op daai bedrag, voor daai bedrag, is daar 6 dae nadat die finale uitklaring uitgekom het, ook addisioneel uitbetaal. So daar was 'n klompie dinge gewees, eintlik van die begin af van 333 miljoen tot die einde van ongeveer die 432 miljoen. Dit is nou maar basies waar het begin het in 2013 en die transaksie was so gestruktureer dat hulle dan nou in 2023 basies weet 600 miljoen sou terugbetaal, wat hulle toe nou nie kon terugbetaal nie en daardeur kon die PIC nou hierdie 25% oproep as sekuriteit, want hulle het dit verpand ook dan as sekuriteit, hierdie Acapulco groep. So kan 'n mens reeds daarna verwys as 'n bedrogspel of 'n sogenaamde scam? Ek sal nie sê ja, bedrogspel of scam nou al nie, maar ek dink dis definitief 'n waardasieskandaal, as jy dit 'n woord wil gee. Want 'n mens sal tog dink dat daai tipe van, kom ons sê aktuariese tipe van struktuur wat agter die PIC moet wees, gaan van so 'n aard wees dat dit 'n geouditeerde stelsel byvoorbeeld sal opgehardloop word en dat die syfers absoluut sal sin maak. Jy weet, soos enige ander pensioenkorporasie sal hulle basies weet hulle agter mekaar wees en as jy vir iets vra, sal dit ook onmiddellik beskikbaar wees. Maar as jy 'n onafhanklike ouditeur moet aanstel om te gaan kyk wat het daar gebeur en daar kom sulke kontroversie uit soos wat hier uitkom, met byvoorbeeld as ons gaan kyk na waardasiemodelle. Ek bedoel, 'n maatskappy soos 'n pensioenadministrateur is veronderstel om die beste, kom ons sê, valuasiemodelle te hê in die wêreld vir dat matter as jy dit so wil stel, want dit is tog een van die grootste groepe. Maar sodra jy dan nou sien, ja, maar hier's 100 miljoen hier missing, hier's 80 miljoen hier missing, hier's 21 miljoen eers 6 dae nadat die finale syfers al betaal het. Nou is daar glad nie wat sal gepresteer in die 10 jaar tydperk nie. So waar was die rente wat daarvoor gegaan het en hoekom het dit so lank gevat soos 10 jaar? So was hy transaksie op mekaar sit. Hoekom het hulle nie vroeër die sekuriteit aangevra nie? Waar was die waterfalls, die pitfalls? Jy weet al hierdie tipe van vrae wat ons byvoorbeeld nou wil begin vra en wat natuurlik ek dink ja, ek hoop hulle vra dit. Jy weet, ons maar kyk hoe lyk daai 26 bladsy verslag wat hulle gelewer is. En dis miljoene, so mense kan verstaan waarom dit so 'n omstrede kwessie is. Ja. So wat sê is die grootste rooi vlag met betrekking tot waardasie? Ja, ek dink as 'n mens gaan kyk, veral jy weet hoe jy 'n maatskappy basies waardeer. So jy gaan kyk na kontantvloei, inkomste, toekomstige inkomste, jy gaan kyk na risiko, juis as 'n ou byvoorbeeld nie jou skuld kan vereffen nie, wat is die waardasie, die onderliggende bates, jy weet, sulke al daai goeie speel 'n baie groot rol. Maar sodra ek byvoorbeeld soos kontantvloei en inkomste en potensiële toekomstige inkomste byvoorbeeld dubbel begin uitwerk, dan gaan 'n mens uitkom op 'n einde van die dag by 'n waardasie wat eintlik glad nie voldoende is, jy weet, afhanklik selfs van 2013 af nie. Nie is die waarde dan wat hulle dan nou moes gewaardeer het teen om te sê okay, maar nou skuld jy my hierdie geld plus rente is X, nou gaan waardeer ek daai maatskappy se 25% van Acapulco binne die Lanseria groep. En dan sê hulle byvoorbeeld, nou kom jy op 'n waarde uit van byvoorbeeld 600 miljoen. So as jy by 600 miljoen uitgekom het teen 'n skuldwaarde van 433 by al mens, dan het ons nie nou hierdie gesprek gehad nie. Maar as jy byvoorbeeld jou waardasieproses nie reg in plek is nie en dit maak nie sin nie, kan ek nie basies daai 25% se aandele opneem teen sekuriteit en nie die waarde nog steeds hê van die afhanklike skuld nie. En dan eers sprake van 10 jaar se rente. 12 jaar se rente nie. En al daai goedjies wat ek nou vir jou sê, kom nie mooi in een nie. En dit is hoekom hierdie vraag gevra word. Nou wil baie mense weet waarom hierdie kwessie in 'n volle bestuurskrisis ontaard het. Ja, jou grootste probleem wat jy nou het is byvoorbeeld as 'n ou by iemand het soos David Masondo wat sit as die voorsitter. Wat eintlik nou moet begin antwoorde gee, jy weet op hierdie 26 bladsy verslag wat dan natuurlik weet aan die FSCA gegee was, aan die raad gegee was en aan die parlement gegee was. Om nou te gaan sê maar hoe lank gaan dit vir ons vat om daai antwoorde te kry, nommer 1 en nommer 2 is wat gaan gedoen word daarna. Want ons het dadelik gesien, jy weet toe hierdie goeders uitgekom het, toe is die Chief Investment Officer van Heden is onmiddellik jy weet ontslaaf van geraak. En dan natuurlik as ons kyk daar's top executives wat ook dadelik van ontslaag geraak het en later bedank het. So wat 6 van die 9 raadslede is klaar weg in 'n kwessie van 2 weke. So jy sit klaar daarna met 'n bestuurskrisis, maar potensiëlik ek dink die ander kant van die saak is dat jy weer nuwe, kom ons sê tipe van mense inbring wat daai goeie sal ontbloot en hopelik by die
kwessie kan uitkom sodat hierdie goeders nie weer gemaak word hierdie tipe van foute nie. Goed, so sou jy sê staatsamptenare se pensioenfondse is nou in gevaar of in gedrang? Ek sal nie sê ja nie, maar ek sal ook nie heeltemal ongemaklik wees. Jy weet, as 'n mens byvoorbeeld en hierdie sê die byvoorbeeld die eerste keer waar daar sulke goeders uitkom, juis oor waardasieprosesse as dit kom binne in die PIC as algeheel nie. So ek dink 'n mens vir daar basies weet gaan kyk en sê ja, maar watse tipe modelle volg julle en waar kan 'n mens byvoorbeeld daai modelle aanpas sodat jy ten alle tye basies weet sekerheid het, jy weet presies waantoe is die kapitaal, wat is die rente, wat is die waardasieproses, wat is die waardasie eintlik dan nou op die einde van die dag regtig waar werd op rand en sent en dan natuurlik daai toekomstige waardes wat hulle so uitwerk, jy weet dat dit wel dan akkuraat is teenoor die lid sodat die lid kan beskerm word en die algemene persoon wat byvoorbeeld nog vir die volgende 30 jaar vir die regering wil gaan werk. Nou Thys, so iets het maar 'n impak op die mense se vertroue in so 'n korporasie. So Ja. wat dink jy moet nou gebeur vir daai vertroue om herstel te kan word? Ek dink jou nuwe bestuur is absoluut nou maar die onus van die dag. Jy weet, so dan ek sou my CV vir hulle stuur, Els. Daar Jy het jy weet, dit. miskien maak ek dit dan nou nie, maar ek gaan maar natuurlik my gelukkie probeer. Maar ek dink as 'n mens basies weet gaan kyk op ernstige noot, nuwe bestuur is baie nodig en daar is nou geleentheid om daai poste met die regte mense te vul. So daar het ons dit nou. Thys van Sail steek sy hand in die lug. Jy moet ons asseblief op hoogte hou. En wanneer jy wel daai pos dan nou kry, dan Ja. kom gesels hier, dan doen ons 'n profiel onderhoud. Dan sê dan koop ons 25% van ouer tande. Daar sê. Goed, daarmee dan vandag se gesprek oor die jongste verwikkelinge rakende geldsaake waarvan jy moet weet. Maar intussen kan jy ook bly waar jy is want ons gesels net hierna met Maggie Troski oor haar nuwe enkelsnit. Is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Maak ook seker jy gaan maak 'n draai op ons YouTube kanaal om weer na al hierdie gesprekke te gaan kyk en te luister en volg ons ook sommer op sosiale media. Nou ja, toe sy die ruk en 'n ruim liedjie skryf kompetisie loshande gewen en vandag is sy hier by ons om haar splinternuwe enkelsnit Die Uil wat so huil bekend te stel. Maggie Troski kuier hier by ons. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie met jou, Pieter. Baie lekker man. Dankie dat jy so vroeg uit die vere is. Jo, dis nou voor dag, dis eintlik nie reg nie. Maar My soos- persoonlikheid gaan eers nou begin. Nee, wat daai persoonlikheid is baie lekker. Die Uil wat so huil is eintlik 'n break-up song, maar hy het daarom tog 'n optimisme. Ja, Wat dan ja, nou? daar's liefde oral. Oral. Nou maar vertel vir my van die hele konsep en hoe jy by die liedjie uitgekom het. Ek is baie lief vir boomklim. En so graag sit ek in 'n boom en huil. Want daar is ek alleen en sometimes it helps to ground if you get off the ground. Ja. So ek hou van die perspektief van bo af. So dis maar ek wat in 'n boom sit en hartseer is. Maar dan klim ek af en dan sê ek, okay, hierdie is my waarheid. Hierdie is hoe ek voel. Vergewe my. I love you. Jy slaan nou 'n ding ook daar raak. Boomklim Yes. was altyd lekker toe ons jonger was. Ek het lanklaas self boom geklim. Maar kry jy nog die geleentheid so nou en dan om te sê, hierdie boom wil ek aanvat. Ja, nee, ek kyk meer na die bome as na die mense. Ja, ek is mal oor bome. Hoor jy sê ook self mense kan op die liedjie dans al gaan dit oor die hartseer. Ja, ons het amper vir 'n bietjie van 'n radio vibe gegaan want jy wil jive as die beat kom. Jy voel goed. Ja. En ek dink is nogal lekker as 'n ou die hartseer wat jy ervaar het of wil weergee in jou liedjie op so lekker positiewe manier vir mense kan gee dan jig and jive wel eintlik op ietsie wat hartseer is. Ja, want en hartseer is nie sleg nie, nou. Dis maar lig en donker is altyd nodig. Nou vertel vir my verlede jaar by die ruk en 'n rym kompetisie wat jy gewen het. Hoe was daai ervaring Yes, vir jou? Het jy ooit gedink Het ek ooit gedink ek sal so iets Ja. wen? Nee, in my miljoen jare nie. Ek moes nogal eerste optree by die semifinals of was dit nou die finals? Maar hoe Anyway, het gebeur? Jy het besluit jy wil inskryf. Jy het gedink, okay, let's give it a go. Ja, iemand het vir my aangestuur die Ja. jaar voor dit en toe gaan kyk ek net as 'n toeskouer en soos ek van wow, dit is what a cool die hele konsep You like net die vibe. family en vars family. En toe die volgende jaar toe skryf ek in. En dit was so verskriklik senuwee Sien die tergend, ja. tergend. Maar ook as jy dit doen dan weet jy, hey, I did it. I can do it. En terwyl jy op die verhoog staan, kom maar seker net iets wakker in jou en jy het gevoel nie weet jy het jy enige oomblik gedink, okay, well, I'm gonna win this. Nee, nie vir dit kans nie. Ek het gedink, o, jene Maggie, daar was nou maar
dat was 'n alright optrede. En die mense sê vir jou mooi goed na die tyd, maar jy's mos maar verskriklik hard op jouself. Dis ons almal in ons eie manier. En toe ek die ander sien optree, is ek van wow, almal is briljant, hierdie ja, Maar jy nou dat wat, is mooi. laat lekker baie dinge ook met jou gebeur in die afgelope 5 jaar, sedert ons jou mos maar leer ken het, toe jou toespraak viral gegaan het, soos hulle mos maar sê. Ja, daai veldbrand. Daai veldbrand, dit was destyds die lig jou ken, ek ken jou lig. Ja, Dis sy, vriende en vriendisse, dit is sy. voilà. Vanmôre was ek hierso ook en maar dink ek nou wie en waar het ek dit gemaak? Lig jou ken jou lig. Ja, En skielik toe hoor ek in jou stem ook, maar dis mos jy. Dit is, ek het nou, mens rook nou maar bietjie na skool, maar die stem is nog daar. Maar is beautiful as jy vandag na jouself wil kyk as 'n kunstenaar en goeders. Dra daardie boodskap vir jou ook nog gewig en hoe voel jy oor waar jy was in jou lewe daai tyd? Dis nog steeds jy. Ja, kyk, my hairstyle gaan change en mense se taalgebruik change en wat ook al. Jy het verskillende vriende reg oor die land. Maar jou hart en ek praat altyd van jou kern. Jou gut. Core bly dieselfde. Tussen jou hart en jou gut sit jou kern en dit is jou kompas, dis so jy loop en hoe jy met mense praat. Dis wonderlik man. En nou het jy hierdie lekker ander uitlaatklep deur musiek. Ek wat is jy lief ook- vir dit. Jy. There's no other way. Ek sê jou, ek sal dit nie kan ontsnap nie. En ek meen obviously show jy gereeld, wat doen jy? Is jy op een plek gesentreerd? Bly jy waar is jy? Hoe toer jy rond? Tel vir my. Van Januarie, ek het nou laas jaar klaar studeer en van Wat ek swat as ek maar vra. film. Film. Ja, sound design en cinematography nou, hierdie tipe goed. Dit is gewonder sy ons kameras van so Kyk wat jy. Engels like you baddie. Maar van Januarie af toer ek nou voltyds, want ek wil die music lekker op die been kry. En dit gaan goed. Dit tel op. En ek is gelukkig met die pas waarteen alles gebeur, ja. Ek speel vir Koos Kombuis open ek 'n paar shows. Oh, nice. Ja, hy het my nou gehak. Cool ou, regtig. En dan kap jy so 'n bietjie Lisa se klavier ook so nou en dan. Ons kappie klavier. Hoor jy, en sê net gou vir my, daar's 'n heerlike nostalgiese Karen Zoid meets melktert kommissie vibe wat ek ook so voel, het ek dit verkeerd gehoor? Hey, that's a compliment. Ja, ek kan nie wag om na die res van die musiekvideo of om hom tot klaar te gaan kyk. Ja, en daar's nog musiek op pad. Lovely. Ja. Wanneer kan ons daarna uitsien? Nee, maar jy moet my live kom kyk. Dis 'n ander experience. Okay, so wanneer is jy live? Die 1 Augustus by Landjie in Pretoria en die 2 Augustus by Loopstraat in Potch. Dis nou die 2 shows wat ek vir Koos open. Oh, fabulous. Ja, en dan gaan ek Kaap toe. Terug Kaap toe en daar gaan die mense vir jou ook kan dophou. Ja. En natuurlik ook seker weer dophou op die sosiale media platforms en goeters. Ja. Maggie Trotsky. Maggie spel mens M-A-G-E met 'n accent aan die E. Oh, jy Maar sien. jy sê net Maggie asseblief. Ah, nie Maggie of Maggie of Maggie. Maggie, that's lovely. Hoorie baie dankie. Sê net vir die uil wat so huil, lig jou ken. Nou jy. Hoor, dit was 'n wonderlike voorreg om so met jou te kon gesels môre en ek kan nie wag vir die volgende enetjie dan, as jy weer hier. Wat sê ek sien uit. Dit sal baie lekker wees. Thanks, Pieter. Wat 'n heerlike oggend, van 'n Kujawel tot die hokkie spanne wat smile, die besigheid wat vir ons sin maak en die musiek wat ons hart laat klop. Dis al van ons kant af vir vanoggend. Vir my en die res van die span, ons weet sommer jy gaan 'n heerlike dag hê. Ons is môreoggend klokslag terug. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie.